julle baie welkom weer hier by 'n sessie gou-gou vanmôre. Ek sien my kantoor. Die sonnetjie begin uitkom hier op die winter. Ek het 'n trui aan vandag. Die winter is definitief hier op ons en dit is nog eers die einde van April nie. Ek wil vandag vir julle verder nooi om saam met te gaan en kyk na die woord van die Here vir bronne van krag en vertroue waarin ons antwoorde kry op die vrae wat baie keer dikwels vir ons ontwyk. Nou, verlede week het ons so 'n bietjie gesels oor die hele gedagte ons met die hand van die Here dophou. Baie keer gebeur daar iets in ons lewe wat ons heeltemal onkant vang en ons raak bekommerd en ons geloof en ons vertroue word getoets. En verlede week het ons so 'n bietjie gesels oor hoe dat ons na die hand van die Here moet kyk. Hy is die een wat ons sal deurlei. En ek wil baie graag dan Psalm 42, 'n baie bekende Psalm, jy sal onthou. Dis daai mooi lied wat sê soos 'n wilsbok smag na waterstrome, so smag ek na die Here. En daar in vers 4 van die Psalm kom Dawid en hy's nogal 'n gedig van die Koraglied, sorry. Kom hy sê dag en nag is ek in trane. Want sonder ophou sê hulle vir my, dis die mense rondom my, waar is jou God? Waar is jou God? En dan antwoord hy hulle daar in vers 6, as hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling, praat hy met homself. En waarom kerm ek so? En dan gee as 'n ware vir homself 'n opdrag, as hy sê, vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. En dan die verklaring, hy is my helper. En ek wil amper sê, hy is ook my God. Kinders van die Here het die voorreg dat ons ervaring van geloof het en 'n verhouding met die Here. En as ons kyk na die geskiedenis van ons lewe en ons kyk na die ondervindings waardeur ons met die Here gaan ook, dan is daar 'n mooi getuienis en sê die Here het ons nog nooit in die steek gelaat nie. As ek nou kyk na my lewe, hierdie jaar word ek nou baie oud, ek word al vir 70 hierdie jaar, is daar baie tye in my lewe wat ek getwyfel het. Maar vriende, vandag is ek hier, ek het dit gemaak hier, en almal van ons wat na hierdie video kan kyk, kan sê, ons lewe nog, en die Here was ons goed geweest. Daar's tye wat ons baie swaar gekry het. Ek wil nooit die swaar gekry wegpraat nie, en daar's mense wat luister na hierdie video wat baie swaar kry. Maar een ding staan vas, en dis die woord van die Here wat vir ons kom leer, saam met ons vertrou, ons ondervindinge hom, ons kan op hom vertrou. Dalk het julle die Here ook al gevra vir 'n oop deur. En dan as jy die oop deur nie kry nie, hy is toe, dan is 'n paar maande later sê ek so dankbaar dat die deur het nie vir my oopgegaan nie. Dis dan wanneer jy vertroue kom en sê daar's dinge wat ons verlang wat ons sou definieer as sukses. En as we graag dinge hê en ons vra die Here vir dinge, maar dan gebeur dit nie soos ek vra of soos ek bid nie. Dis wonderlik wanneer ons weet dat op die einde werk alles uit soos die Here dit wil hê. En wat die Here wil hê is die beste. So 'n woordjie wat ek vandag by julle wil laat is daai vers 6, dat ons sal leer om God te vertrou en ons verstand te kruisig. Ons grootste vyand is ons verstand. Onthou Galasiërs 5 waar daar sê die vlees staan teenoor die gees, hulle is amper in 'n oorlog met mekaar. Ons het mos daar by Adam en Eva dat ons gaan kry toe ons sê, ons wil ek slim wees. Ons wil die antwoorde gee, ons wil self heers. Het ons mos van die vrug gaan eet, sodat ons kennis kon hê. En dis ons grootste vyand. As dan wanneer ons 'n verhouding met die Here kom, gee ons dit weer aan hom oor. En dis wat ons doen, ons gee dit aan die Here oor, en ons gebruik die woord soos die Psalm as hy sê, hy praat met homself as hy sê, vertrou op die Here. En ek wil regtig vanmôre sê, ek misken nie die stryd waarin jy staan nie. Ek misken nie die ellende wat jy beleef nie. Die vrae wat nie geantwoord word nie, omstandighede wat nie verander nie. Maar wat ek weet, wat is 'n fondasie vir, ek kan dit getuig vir myself, en dit uit die woord uit, die fondasie wat vir my spesiaal is hierdie fondasie om te leer om te vertrou. Het vat lank om dit te doen, maar daar kom 'n tyd dat jy sê, Here, leer vir my om op die hand te let, maar leer my om te vertrou. As die deur toe is, aanvaar dit die deur is toe, en die Here sal vir jou 'n ander deur oopmaak. Mag die Here baie spesiaal vir jou seën in die dag. Ek weet nie wat jou uitdaging is nie, maar ek gaan nou vir jou bid nou. Kom ons bid net saam.
Here, U bly die een wat vir ons leer van omgee. En soos hierdie psalmis sê, kom herinner ons osself daaraan, en ons gee opdrag vir onsself dit te sê, ons moet vertrou. En dierbare Heilige Gees, ek vra dat U vir ons sal oplig, om te verstaan wat dit beteken om te vertrou, totaal oor te gee en 'n offer voor U te wees. Ek vra om genade vir elkeen wat luister na hierdie video in die dag. Ek het nie 'n antwoord nie, ek het maar net die woord en die geloofsgetuienis dat U nog altyd getrou is. En so bid ek vir elkeen, Here, dat jy hulle styf aan U sal vashou, vir hulle sal seën, en in hierdie dag waar dit nodig is, vertroosting sal gee, om te aanvaar dat die deur is toe. Daar is 'n rede waarom dit toe is, ons verstaan dit nie, maar ons erken, Here, U weet die beste. U is in beheer, U is alomteenwoordig en U is alwetend, en by U is ons veilig. Onderneem asseblief my vriende, wat vandag miskien luister na die video wat worstel met goed, en dat jy nie die dag die genade sal gee om te laat staan. Of dit nou vergewe is iewers, of 'n aanbeweeg is iewers, dankie dat U by ons is en vir ons daai wysheid gee. Amen. Ek vertrou regtig dat die Here vir julle sal seën in die dag. Hierdie beertjie van my is 'n groot beraader vir my. Hy kry my baie kalm partykeer. En al die kindertjies hier wat hier by my kantoor inkom. Mag julle regtig die teenwoordigheid van die Here ervaar vandag en voel hy vir jou omvou met sy liefde en 'n berusting vir jou gee oor die goed wat ons nie kan verander nie. Moenie gaan karring in 'n deur wat toe is nie, los hom. As jy hom oopmaak, dan raak dit jou verantwoordelikheid. Laat die Here die deur oopmaak en dan sal hy ons saam met jou ingaan. Die Here seën vir julle totdat ons volgende week soos hy wil weer by mekaar kom. En kom ons wees lief vir die Here, want hy is ons lief vir ons. Totsiens, tot volgende week.